Goeiemôre vriende, hierso so op klein Saterdag, die 19de November 2025. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag vandag wees. Ons is nou mid in die somer hierso in die Kaap, né? Ja, mag die Here sommer net vir julle omhels met sy liefde vandag. Ek weet julle is moeg. Nog net so 'n klein rukkie, dan kan julle so klein bietjie hier en daar ontspan. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, 3 in 1. Een God, maar 'n drie-eenheid. Here, en vir ons mense se koppe wat 'n plat is, probeer ons dit altyd uitfigure, en ek het al soveel mense geluister wat nie glo in Christus nie, wat altyd sê ja, maar dit is onmoontlik. En Here, vir ons is dit onmoontlik om met ons piep klein mense verstuitjies. En Vader, wat die mense nie besef nie, ons is nouliks 'n spikkel in ons eie galaxy. Nou wil hulle kom dink, wat is moontlik en wat is onmoontlik vir U? U wat al die galaxies, U wat al die stelsels geskep het. Nou wil hulle kom dink, wat is vir U onmoontlik? Here, vergewe ons mense hulle absolute arrogansie met die piep klein breintjie wat U vir ons gegee het, op 'n spikkel in ons eie galaxy, wat nie eens gesien kan word nie. Dat ons nou dink, ons kan vir U sê wat kan gebeur en nie gebeur nie. So ons kom vra namens mense, Here, wat anders dink, om verskoning vir U as die koning van konings, dat ons U baie keer op so 'n manier beledig, Here. Dankie, Here, dat ons U kan aanbid, ons wat glo in die drie-eenheid, ons wat glo in God die Vader, God die Seun en Gees, en dat U Seun gestuur het, ja, inderdaad, om gebore te word in hierdie wêreld, hierdie goddelose wêreld. Dat hy gebore is om te kom sterwe vir ons sondes, wat U op U neem, en dat hy opgestaan het, opgevaar het, dat hy weerkom, en dat die Gees, God die Gees self, by ons kan wees in hierdie tyd. Baie dankie vir U liefde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou hierso aan die einde van Filippense 1. Net gou weer vir julle sê, ek gaan nou nie alles weer noem nie, maar onthou nou die gemeente, as ons nou kyk 'n bietjie na die goed, bestaan maar hoofsaaklik uit 'n Romeinse bevolking. Nou onthou die keiseraanbidding was groot daar gewees, en hierdie mense het baie probleme opgetel, en selfs doodgemaak wat die keiser nie aanbid het nie. So ons moet weet, hier in Filippi was dit nie ligte musiek gewees om 'n kind van die Here te wees nie, want dit het gegaan oor die beklemtoning van God se godheid, van Jesus se godheid, en die keiser is as 'n godheid gesien. So jy kan nou dink wat se probleme hulle opgetel het daar, so dit dink ek maar partykeer baie woes in hierdie gemeente gegaan, en Paulus het dit geweet, daarom skryf hy ook dan hierdie brief vir hulle, en dan sê ek so baie trots op hulle, né? En dan lees ons hierso, ons sê hy in vers 27, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees, né? En Paulus kom sê juis hier vir hierdie gemeentetjie wat uit grootendeels 'n afgetrede Romeinse soldate bestaan, om vir hulle te sê, hoorie, so maak nie saak wat julle doen nie. Gaan nie oor die keiser nie, dit gaan nie oor enige iemand anders nie. Dit gaan dat julle lewenswandel moet oor die instemming wees met hoe Jesus opgetree het op hierdie aarde. En as ons kyk hoe Jesus opgetree het teenoor Mohammed, wat 'n absolute shyster was, né? Hoe Jesus opgetree het. Jesus het vir ons absoluut, vriende, die weg kom wys hoe jy moet optree. Jy draai die ander wang. Jy stap 'n tweede myl saam. Jy was jou disippels se voete. Jy is die vrug van die Gees wat jy in jou persoon wat Jesus uitgeleef het. Hy was goedhartig, hy was geduldig, hy was getrou, hy het die evangelie van vrede verkondig, daar was vriendelikheid en vreugde by hom, liefde by hom, daar was 'n nederigheid by hom, daar was 'n selfbeheersing by hom, hy het al 9 daai eienskappe het hy uitgelewe elke dag. Hy kom sê vir ons, jy draai die ander wang, jy vergewe mense.
so anders as die aardse ouetjies wat 'n paar goedjies wil kom doen en dink hulle het openbarings van God gekry, né? So totaal die teenoorgestelde. Want ons kan dit verstaan, want dit is God in gestalte op aarde, in mense gestalte in Jesus Christus, en hy kom stel 'n voorbeeld vir ons. Hoe moet ons optree teenoor mense as ons in al die 4 evangelies gaan lees wat hy alles vir ons kom sê, liewe vriende, en hoe hy optree teenoor mense, is dit vir ons 'n model voorbeeld, want Jesus is inderdaad God self wat mens geword het op aarde. En daarom kom Paulus na hierdie mense toe hier in hierdie hier in Filippi, en hy kom sê vir hulle, hoorie mense, julle moet asseblief kyk. Ek weet julle kom uit die heidendom uit, ek weet julle kom nou uit hierdie keiseraanbidding uit, en al hierdie goed wat daarmee gepaard gaan, maar ek wil vir julle sê, julle is nou nuwe mense, en julle moet kyk dat julle lewenswandel nou, in ooreenstemming met Christus is, nie meer in ooreenstemming met die keiser en die keiser se wette nie, maar Christus. En vriende, ek dink ek en jy moet elke dag wat ek en jy hierdie pad saam met Jesus loop, moet ons instel met Jesus wat ons voor oë om te sê, hoe moet ons elke dag lewe? Hoe sou Jesus hierdie situasie hanteer het? Nee. En vriende, omdat die Heilige Gees in julle is, God die Heilige Gees, sal hy vir jou lei, sal hy vir jou begelei, sodat jou lewenswandel in ooreenstemming kan wees met die evangelie van Jesus Christus. Ek dink ek gaan net daarmee volstaan. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.